Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag, 14 Augustus. Vir verdere studie, Ellen G. White, The Need of Love, bladsy 545 en 546, in A Review and Herald, 28 Augustus 1888. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 318 en 319. As mens se hart nie oorloop van liefde vir God en vir jou medemens nie, ongeag hoe indrukwekkend jou belydenis is jy nie 'n ware disipel van Christus nie. Selfs al is jou geloof sterk en selfs al het jy die vermoë om wonderwerke te doen, beteken dit net mooi niks sonder die liefde nie. Selfs al is jy vreeslik vrygewig en gee al jou besittings aan die armes, maar jou beweegrede is nie opregte liefde nie, het die Here geen behaag in jou liefdadigheid nie. Selfs al is jy so vuur en vlam vir Christus, dat jy 'n martelaarsdood sterf, maar die liefde was nie jou dryfveer nie, is jy 'n waansinnige dweper of 'n eersigtige skynheilige in die oë van God. Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 318 en 319. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Lift Him Up, bladsy 134. Ons spreek tot vervelings toe. Ons grootste behoefte is egter liefde vir verlore gaande siele, die soort liefde wat in oorvloed vanuit die troonkamer van God stroom. Ware Christendom kring uit die mens se hele wese. Elke noodsaaklike deel word aangeraak, die brein en die hart, die hande wat help en die voete, sodat mens kan vasstaan waar God jou geplant het, sodat jou voet nie op allerlei dwaalweë beland nie, en sodat jy nie uiteindelik behoeftige siele soos die verlamde man in die Bybel wegwys nie. Christus se vurige liefde en brandende begeerte vir die redding van verlore gaande siele is die lewensbloed van die Christelike geloof. Ellen G. White, Lift Him Up, bladsy 134. Die laaste aanhaling lees ons uit Ellen G. White se Education, bladsy 114. Slegs die liefde wat uit Christus vloei, kan heling bring. Die een in wie die liefde, soos sap in 'n boom of bloed in die liggaam vloei, slegs deur hom kan die verwonde siel herstel word. Ellen G. White, Education, bladsy 114. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Let op Paulus se lys van die eienskappe van ware liefde. Dink jy dit is volledig? Wat sou jy bysit indien dit nie is nie? Vraag nommer 2. Let op Paulus se opdrag in 1 Korintiërs 14 vers 1 wat sê, jaag die liefde na. Wat dink jy bedoel hy daarmee? En hoe sluit dit by die dinge wat hy in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 sê aan? Vraag nommer 3. 1 Korintiërs 13 vers 8 lees, die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Watter eienskappe van die liefde benodig jy die meeste in jou alledaagse lewe? Watter eienskap is van groter belang vir jou gemeente? En so terloops, waarom vergelyk Paulus die liefde met gawes van die Gees soos profesie, die spreek van tale en kennis? Vraag nommer 4. Paulus sin speel daarop dat liefde die groot antwoord op die gebrek aan eensgesindheid onder die Korintiese gelowiges was. Hoe so? Hoe geld dit ook vir ons hedendaagse gemeentes? Kom ons sluit af met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir U baie dankie vir die kosbare lesse wat ons hierdie week kon leer uit U woord.
Dankie dat U ons deur Paulus herinner dat liefde die grootste van al die gawes is en die grondslag van alles wat ons as Christene doen. Help ons asseblief om hierdie liefde nie net te bewonder nie, maar dit elke dag uit te leef in ons huise, ons gemeentes en ons omgang met almal wat ons ontmoet. Gee ons asseblief die geduld waar ons ongeduldig is en vriendelikheid waar ons hard is. Gee ons nederigheid waar ons geneig is om onsself eerste te stel. Mag U liefde sigbaar wees in ons woorde, ons dade en ons houdings, sodat ander deur ons Christus mag leer ken. Ons bid en ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.